Helena sê seker vir my, goeiemôre, kom ons probeer weer. Die microfoon was af. Maar ek het 'n dol oggend al gehad en ek begin eintlik met 'n verskoning. Ek wou vir julle 'n skematiese voorstelling ook gewys het van die Nederlandse geloofsbelijdenis en ek het net nie kans gehad om dit vir julle beskikbaar te stel nie. So ek vra verskoning by voorbaat, maar ons gaan verskeie dele uit die woord van die Here ook saam lees vanoggend. Ek hoop hierdie is vir julle ook 'n opwindende nuwe pad. Ek het gedink ons moet bietjie iets heel anders te doen. Ek dink in terme van ons gemeente is daar 'n ruimte vir ook 'n Bybelstudie wat die belydenisskrifte as 'n basis neem en dis waarom ons dan nou met hierdie Bybelstudie vanoggend begin. Ek wil vir julle vra dat julle asseblief saam met my sal bid voordat ons begin. Ons barmhartige God en Vader, in hierdie pragtige oggend en dag wat U vir ons tot ons lewens bygevoeg het, aanbid ons U, dank ons U en loof ons U, dat ons U woord het in sy waarheid en in sy krag en dat ons vry is om U woord te kan lees, dat ons nie vervolg word nie, en dat ons nog die geleentheid kan gebruik om van U te getuig en oor U te praat. Ons kyk terug op ons geskiedenis en op die verlede en ons sien dat dit is 'n gebroke verlede. Dit is 'n verlede wat spreek van baie bloed wat gevloei het, sodat ons dit kan hê wat ons vandag het. Ons is dankbaar dat ons U woord kan bestudeer aan die hand van die Nederlandse geloofsbelijdenis, en ons vra dat U ons ook in hierdie nuwe aanpak van U woord, dat U ons daarin sal seën en dat U vir almal wat deel is van hierdie groep ook veel groei sal beskik. En ons vra dit in U seun se naam, amen. Nou, soos wat julle nou kan ook hoor, die Nederlandse geloofsbelijdenis gaan aan die orde kom, maar ek wil begin deur vir ons te lees uit die akrostiese psalm, psalm 9, en 'n akrostiese psalm werk met die, ek gebruik die 2020 vertaling, werk met die letters van die Hebreëse alfabet, so wat letterlik gebeur is, elke vers begin met wat ons ekwivalent is van sê nou maar A, met Alef, Alef, en dan die volgende letter Beet, Beet, en die volgende een Gimel, Gimel, He, ensovoorts. Nou, die langste akrostiese psalm wat ons het is natuurlik Psalm 119, en nou vra mense jouself af, hoekom sou hulle dit so gedoen het? Wel, terwille van onthou, dat 'n mens moet maklik die psalm kan leer en onthou en gebruik. Nou werk het nou nie heeltemal meer in Afrikaans uit nie, nee. Ons kan ongelukkig nie met A en dan met B en dan met C begin nie. En die betekenis behou nie, so ons skryf maar daar, Alef, Beet, Gimel, ensovoorts. So kom ons lees saam Psalm 9, dit gaan hier oor bely teenoor vyande, standpunt inneem, dit wat die waarheid is, vir dit opstaan. Vir die musiekleier op die dood van die seun, 'n psalm van Dawid. Ek wil die Here prys met my hele hart, ek wil van al U wonderdade vertel, ek wil bly wees in my in U verheug, ek wil U naam besing allerhoogste. Wanneer my vyande terugdeins, struikel hulle en kom hulle om, vanweë U teenwoordigheid, want U het my reg in my regsaak gehandhaaf, U het op die troon gesit as 'n regverdige regter. U het die nasies tereg gewys, die goddeloses vernietig, hulle naam het U vir altyd en ewig uitgewis. Die vyand, hulle is tot niet, pynhope vergoed. Die stede het U ontwortel, die herinneringe aan hulle, dit het verdwyn. Die Here regeer vir ewig, hy vestig sy troon vir die regspraak. Hy oordeel die wêreld in geregtigheid, oor die nasie spreek hy reg met billikheid. Die Here sal 'n toevlugsoord wees vir die onderdrukte, 'n toevlugsoord in tye van nood. Wie U naam ken, kan op U vertrou, want U laat hulle wat U soek nie in die steek nie, Here. Besing die Here wat in Sion regeer, maak sy dade onder die volke bekend, want hy wat bloedvergieting vergeld, dink aan die magteloses,
hy vergeet nie hulle hulp geroep nie. Wees my genadig, Here, kyk hoe my haters my verdruk. U wat my kan wegruk uit die poorte van die dood, sodat ek van al u lofwaardige dade kan vertel in die poorte van die dogter van Sion. Ek wil juig oor die verlossing wat u bring. Nasies het weggesink in die vangkuil wat hulle gemaak het. In daardie vangnet wat hulle gespan het, is hulle voete gevang. Die Here het homself bekend gemaak, hy laat reg geskied, goddeloses raak in hulle eie handewerk verstik. Goddeloses draai om na die doderyk, al die nasies wat God vergeet. Maar die behoeftige sal nie vir altyd vergeet word nie. Die magtelose se hoop is nie vir altyd verlore nie. Staan op, Here, mense moet nie die oorhand kry nie, laat nasies voor u terecht staan. Vervul hulle met vrees, Here, die nasies moet besef dat hulle net mense is. Nou, ek wil ook vir ons volgende gedeelte lees, dat ek net eers hierdie share stop. En ons gaan net gou, ek wil net hierdie bietjie verklein. Ek kan eintlik op 'n ander manier dit doen, nou dat ek daaroor dink. Jy het soveel maniere en na al die tyd wat ek Zoom doen, is ek nog steeds besig om te leer hoe om dit te doen en om dit goed te doen. Ek wil ook vir ons lees Romeine 10 vers 8 tot 13. Romeine 10 vers 8 tot 13. Ons kom net by Romeine. Romeine 10, daar goed. Nou, ek wil nou net seker maak, ek dink, ek kom alweer so doen, stop share, en dan share ek alweer, dat ek nou net duidelik seker is, ek het julle nou, ons is op dieselfde bladsy. Daar Romeine 10, vanaf vers 8 tot 13. Nee, wat sê dit? Hier by jou is die woord in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van geloof wat ons verkondig. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en jy glo met jou hart dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy verlos word. Want met die hart glo ons en word so regverdig verklaar, en met die mond bely ons en word so verlos. Ek herhaal hierdie woorde, met die hart glo ons en word regverdig verklaar, met die mond bely ons en ons word verlos. Ek glo en ek bely, nee, ons glo en ons bely is hoe die Nederlandse geloofsbelijdenis dit voortdurend verwoord. So ons sien dit kom uit Romeine hoofstuk 10 uit. Nou, ek het 'n stuk vir ons, wat ons asseblief, as julle nie omgee nie, saam met my moet na kyk, en ek wil hom nou met julle deel. Nou, die Nederlandse geloofsbelijdenis, soos wat julle weet, 'n mens wil nou nie net by die belijdenis stilstaan nie, 'n mens wil ook die Bybel gebruik. Nou, ons teks is, ek wil die Here loof met my hele hart, ek wil al u wonders vertel, is Psalm 9 vers 2, en dan ook vers 12, Psalm sing tot eer van die Here wat op Sion woon, en verkondig onder die volke sy dade, dis ons wat jy doen as jy glo en bely. So hierdie is net 'n inleiding op die Nederlandse geloofsbelijdenis, so dit wat ware gelowiges bely, en wat die geloof is wat in hulle harte is. Nou hierdie is 'n preek van Dominee Le Cornu gewees, en julle kan, as julle lus het, kan julle 'n bietjie daarna gaan kyk by die, ek dink sy webtuiste is ProRege, kan julle dit daar ook gaan luister, maar 'n baie oulike preek wat ek eintlik saam met julle wil deurwerk. So,
Die hart van hul wat u bely sal in u naam standvastig bly. Die wat u soek in stil vertroue is by u veilig en behoue. Ons almal ken daardie pragtige woorde van Psalm 9. Die hart wat u bely sal in u naam standvastig bly. Daar is dus hierdie verband tussen dit wat in my hart is en dit wat by my mond uitkom. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons. Ek het gisteraand ook die punt gemaak dat 'n mens kan nie 'n gelowige wees en jy sê dat jy 'n gelowige is, maar daar gebeur nie iets nie, dit word nie gehoor nie en dit word nie gesien nie. Ons moet uiteindelik besef dat om waarlik 'n gelowige te wees, is iets aktief, jy bely dit. Daarom het ons ook belydenis skrifte. Daar moet 'n begeerte in 'n mens se hart wees, wat jy verwoord, dat jy wil die Here loof met jou hele hart en jy wil van sy wonders vertel. En ek dink oor die algemeen doen mense dit nie vandag nie, of ons as gereformeerdes dink dalk, ek moet maar 'n bietjie terughou, ek is dalk te veel met my oortuigings in iemand se gesig, maar 'n mens moet so vol wees van die goedheid van die Here en die liefde van die Here vir jou, dat jy moet na mense toe kan gaan. En ek byvoorbeeld het vanoggend 'n geleentheid gehad, om vir iemand wat nie gereformeerd is nie, om daardie persoon net via die telefoon te kon bemoedig en te kon sê, en iets vanuit my eie lewe te vat en te sê, maar die Here sal jou staande hou. Ek kan daarvan getuig dat die Here is 'n goeie en 'n getroue God. En dis al wat 'n mens baie keer moet doen, en so bou jy 'n band met iemand en daardie persoon word deur die Here op daardie manier nader getrek. Dis deel van die verheerliking van die Here wat ek met my hele lewe wil doen. Psalm sing tot eer van die Here wat op Sion woon, verkondig onder die volke sy dade. Psalm 9 vers 12, ek weet nie hoekom moet ek dit nog vir mense sê, dat ek bely, ek sing, ek is deel van die kerk, maar ek het die wêreld in die oog. Ek wil mense red, ek wil uitgaan na mense toe, ek wil mense nader bring na die Here toe. Ek moet nog te veel gesprekke met mense hê, wat vir my sê, maar is jy nie te besig met ander mense en het jy nie te min tyd vir my nie? As jy in die kerk is, dan kyk ons daar na mekaar, en ek is een van die mense wat na jou kyk, maar jy het nie reg op al my tyd, omdat ek die dominee van die gemeente is nie. Jy moet saam met my 'n besorgdheid hê oor hulle wat buite is, wat nog in moet kom en wat moet deel word van die gemeenskap van gelowiges, waar dit warm is. So moenie werk met die idee dat die kerk van die Here is 'n plek waar daar, soos wat iemand het vir my 'n stuk gestuur, net so 'n sinnetjie uit 'n preek uit, die kerk het nie sit plekke sodat ons gemaklik kan wees nie, sodat ons hier kan sit en bedien word nie. Ons moet na buite kyk en na buite gerig wees, en ons moet getuig, en ons moet mense probeer inbring, en ons moet vir hulle plek maak, dat hulle geakkommodeer is. Die woord bely beteken om na te praat op dieselfde ding te sê, om in te stem of te erken, om getuienis te lewer, om in die publiek te sê wat ek glo, om God te prys en te erken. En nou kan jy al hierdie dinge nagaan en vir jouself afvra, of doen jy dit? Om na te praat, dieselfde ding te sê, in te stem en te erken, ek sê ek glo dit ook, ek stem daarmee in, dis ook my oortuiging, om te getuig en 'n getuienis te lewer, om in die openbaar te sê wat jy glo, dis openbare belydenis van geloof, nie aanneming en voorstelling nie, jy word nie lid van die een of ander organisasie waar jy voorgestel is, en toe het hulle nou besluit, hulle vat jou as lid van die organisasie nie. Die kerk is altyd 'n belydende kerk, om God te prys en God te erken. Dis baie belangrik, het was nog altyd deel van die kerk se roeping gewees. 'n Paar skrifgedeeltes om die noodsaaklikheid van die opdrag om te bely, daar's baie skrifgedeeltes wat dit doen,
Onder andere het ons nou gekyk na Romeine. Dis ene wat jy maar altyd kan gebruik. Dit sê baie mooi wat ons oortuiging is. 'n Belydenisskrif wil ek dalk net dadelik ook sê, moet julle altyd onthou, is 'n sistematiese samevatting van die woord van God. Ek sê nie, luister baie mooi, dit is die woord van God nie. Dis 'n samevatting van die woord van God. 'n Samevatting wat ons gemaak het en wat ons deur die eeue heen gebruik om te sê wat ons glo. 'n Belydenis is 'n samevatting van dit wat ons glo. Die Bybel leer oor 'n paar sentrale leerstukke. Nou die Nederlandse geloofsbelydenis werk met God en met die dade van God. Ek sal dit tog vir julle volgende keer vertoon. Dis 'n hele diagram. So dit gaan oor God. 'n Belydenis, as dit waarlik 'n belydenis is, gaan altyd oor God en dit wat God doen. Ek praat nie van hierdie goed wat party ouens oorweeg het in die verlede in Afrikaanse kerke, of dit belydenisskrifte is nie, dit is nie. Dit voldoen nie aan die vereistes vir 'n belydenisskrif nie. Byvoorbeeld die belydenis van Belhaar. Dit is op geen manier wat dit 'n gereformeerde belydenis kan wees nie. Want dit gaan nie daarin oor God en oor God se werke nie, dit is mensgesentreerd. Goed, so gelowiges het deur die eeue die skrifte ondersoek, onder leiding van die Gees en van die waarheid van die skrif saam in 'n paar sentrale onderwerpe. Nou, ons belydenisskrifte is eintlik in 2 groepe en daar's 'n geweldige tydafstand tussen die 2, alhoewel hulle sê dieselfde goed. Jy het die algemene belydenisskrifte en dit is die apostoliese geloofsbelydenis, die geloofsbelydenis van Nicea en die geloofsbelydenis van Athanasius. Dan het jy die besondere belydenisskrifte. Dit is die Nederlandse geloofsbelydenis, die Heidelbergse Katekismus en die Dordtse leerreëls. En hulle is so min of meer, kom ons sê, bietjie meer as 1000 jaar uitmekaar uit, hierdie 2 groepe belydenisskrifte. Maar altyd is die beginsel, dit gaan oor God en oor God se werke. Vat die apostoliese geloofsbelydenis as 'n voorbeeld. In die apostoliese geloofsbelydenis bely ons eers God die Vader, dan God die Seun as ons verlosser, en dan God die Heilige Gees as ons heiligmaker. So bely ons dit ook in die Heidelbergse Katekismus, en onthou 'n katekismus is 'n katekisasieboekie gewees, wat geskryf is in opdrag van Frederik van die Palt, sodat die katekisasieboekie gebruik kan word om sy onderdane te leer wat die gereformeerde leer is, terwyl daar maar tog net een enige goddelike wese is. Waarom praat jy van 3? Naamlik die Vader, die Seun en die Heilige Gees, omdat God hom so in sy woord geopenbaar het, dat hierdie 3 onderskeie persone die enige ware en ewige God is. Hierdie is die sleutelwoorde uit ons belydenis, nee. Ons het altyd 'n belydenis oor die 3 enige God. Dit is wat in ons belydenisskrifte staan. Ons glo en bely dit. Dit is wat die skrif leer oor God. Nou weet ons, dis nie meer so van selfsprekend vandag dat almal dit bely nie. Die groot afgod van ons tyd is liewe Jesus. Ja, ek noem dit so, want as jy vir mense vra wie is God, sê hulle dis liewe Jesus, en dan kan hulle nie meer as dit sê nie, hulle kom nie meer uit by die Vader, die Seun en die Heilige Gees nie. Dis 'n probleem, as jy net een van die persone van die 3 eenheid as God erken, dan aanbid jy nie die ware God nie. So die 3 besondere belydenisskrifte, daar het julle hulle, Nederlandse geloofsbelydenis, Heidelbergse Katekismus, Dordtse leerreëls, ek het hulle genoem. Om die waarheid te bely wat ons glo en teen dwaalleraars te handhaaf wat deur die eeue die kerk aangeval het met afdwalinge en verleidinge. Daar's geweldig baie afwykings, geweldig baie dwalinge. Hoe weet jy hoe om dit te hanteer? Wat sê jy? Kan jy hulle sien as dwalinge? En hoe antwoord jy hierdie mense as hulle jou benader? Nou, dis nie in die geskiedenis nie. In Psalm 9, waar Dawid hierdie psalm
dan vir ons neergeskryf het, praat hy alreeds in vers 4 van vyande, heidene in vers 6, die wêreld in vers 9 en 13, bloedvergieters en haters in vers 14 en goddeloses in vers 17. En al hierdie mense moet 'n antwoord kry. Al hierdie mense moet gewys word op God. Die wonders van God moet aan hulle vertel word, dit is vers 2. Hy het van harte geglo en bely dat die Here en sy naam 'n rotsvesting en vir hom 'n skuiling is, vers 10 en vers 11, en hy sê dit. En om die Here se dade en heerlikheid bekend te maak, het geglo dit is sy roeping, dis vers 12. Vers 15, sodat ek al u roemryke dade kan vertel, in die poorte van die dogter van Sion kan juig oor u heil. Psalm 9 vers 15. So, dis baie duidelik, daar word in Psalm 9 ook gesê, wel wat Dawid wou doen, maar wat ons ook moet doen, nee. Ek moet die Here, en dis spesifiek op hierdie eerste punt wat ek vanoggend vir iemand kon sê, ek het beleef, ek het ervaar, dit is so, die Here en sy naam is 'n rotsvesting en 'n skuiling, en ja, ek wil die naam van die Here bekend maak, vers 12, en dit is seker so, ek het seker by vers 15 ook uitgekom, deur te getuig van die roemryke dade van die Here, maar elkeen van ons het elke dag hierdie geleentheid om dit te doen, maar dan moet jy dit in waarheid doen, dan moet jou inhoud, jou getuienis moet korrek wees. Goed, so in die eerste 4 eeue is die leer van die drie-eenheid as ook Christus se goddelikheid kwaai aangeval, en dis hoekom ons dan die 3 ekumeniese belydenisskrifte gekry het, Apostolies, Nicea en Athanasius. In die 14de tot die 15de eeu is die skrif se gesag aangeval, en redding uit genade alleen is betwyfel, en daarom het ons die 3 ekumeniese belydenisskrifte gekry, of die 3 belydenisskrifte wat in die tyd van die hervorming ontstaan het. Die ware kerk moet altyd antwoord met die waarheid weens die dwalings wat daar is. En daarom deur die eeue is ook verskillende name, kry ons verskillende name vir kerke en kerkverbande, soos wat mense dwalings probeer bestry het. Dit is ons roeping en taak as gelowiges, as ware kerk, om te stry vir die ware geloof en vir die waarheid. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend, skryf Judas, om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe, het ek die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan om kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Stry jy kragtig vir die waarheid van die geloof wat aan ons oorgelewer is? Of het jy opgehou om kragtig te stry? Die tweede rede vir die noodsaak van belydenisskrifte is sodat ons en ons kinders in die ware leer gekatkiseer kan word. Nou, katkisasie is een van die belangrikste aktiwiteite van 'n gemeente. Ek self spandeer geweldig baie tyd aan katkisasie, aan die toerusting van katkisasie hulpkragte, sodat ons deeglike, opgeleide, toegeruste lidmate kan hê wat die woord van die Here verstaan en dit self kan gaan bely. Dit is nie sondagskool nie, dit is katkisasie, dit is iets anderste as 'n skool. 'n Skool gaan net oor kennis, vir ons gaan dit oor kennis en vertroue, en die uiteinde van katkisasie, dit bereik 'n hoogtepunt wanneer iemand belydenis van hulle geloof kan doen, sodat ons nageslag van harte die ware geloof kan bely en kan oordra aan die volgende geslag. Paulus se testamentbriewe, dit is die laaste briewe wat ons weet wat hy geskryf het, sy geestelike testament. Skryf hy vir Timoteus, en Timoteus het hy beskou as sy geestelike kind wat hy in sy boeie verwek het. Nou, hy praat baie mooi natuurlik met Timoteus, en hy moedig hom altyd aan om te bly bely dit wat in sy hart is. Nou sê hy vir Timoteus, en Timoteus het toe nou al self 'n bediening, hy was toe wat ons vandag sal sê soos 'n dominee, en dan sê Paulus vir hom,
Stry die goeie stryd van die geloof. Weer daai gedagte van stry. Gryp na die ewige lewe waartoe jy ook geroep is en die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Hy sê stry daarvoor, bly daarin en hoe 'n mens daarin bly is deur daarin aktief werksaam te wees en dit te bly bely. En dan 2 Timoteus 1 vers 5 en as ek my herinner, die ongeveinsde geloof wat in jou is, wat eers gewoon het in jou grootmoeder Lois en jou moeder Eunice, aan die ander woorde, hy was al 'n 3de generasie, en wat daarvan ek oortuig is ook in jou is. Aan die ander woorde, Timoteus se lewenspad het baie geloop soos ons pad, nee. Hy het groot geword in die teenwoordigheid van gelowiges, hy het gesien hoe werk dit wat in jou hart is, bely jy. Maar bly jy in wat jy geleer het en waarvan jy verseker is, omdat jy weet van wie jy dit geleer het, en dat jy van kleins af die Heilige Skrif ken, wat jou wys kan maak tot saligheid deur die geloof in Christus Jesus. Ek besweer jou dan voor God en die Here Jesus Christus, wat die lewende en die dode sal oordeel by sy verskyning en sy koninkryk, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees, wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraars sal versamel, volgens hulle eie begeerlikhede, en die oor sal afkeer van die waarheid, en hulle sal wend tot fabels. Maar wees jy in alles nugter, ly verdrukking, doen die werk van 'n evangelis, vervul jou bediening. 2 Timoteus 3 vers 15 en tot 4 vers 5. Wonderlik, dit is nie net 'n werk vir Dominee Timoteus nie, of vir my nie, dis vir ons almal. Ons is almal gelowiges wat hierdie dinge van kleins af geleer is, en wat moet stry vir die waarheid, maar dan moet ek seker maak, ek vertel die waarheid. Daar is baie dwaling, maar ek en jy moet bly by die gesonde leer. Die belydenisskrifte help ons om van geslag tot geslag in die waarheid te bly. Dieselfde belydenisskrifte het my oupas en oupa grootjies gebruik, my ouers het dit vir my geleer, ek leer dit weer vir my kinders en my kleinkinders en my agterkleinkinders, en so gaan die lyn deur die eeue. So belydenisskrifte as samevatting van die Bybel is baie nuttig en baie belangrik. Belydenisskrifte is nie die Bybel nie. En ek dink baie mense kom en sê, julle gereformeerdes, as hulle iets van ons weet, is dit gewoonlik dans, dat ons is nie vir dans nie, dink hulle. En dan die ander ding wat hulle ook van ons dadelik sal sê is, ons is baie streng. Dis die ander ding wat hulle onthou, en ek dink dit het te doen met ons eredienste, en ons liturgieë, en formuliere, en dalk het hulle gehoor van tug. En dan die derde ding wat hulle van ons hoor, of wat hulle dink, hulle van ons weet, is dat vir ons is die belydenisskrifte, sê hulle, belangriker as die Bybel. Dis nie waar nie. Ons het nog nooit gesê, ons het nog nooit geleer, dat die belydenisskrifte bo kan die skrif is nie. Die skrif is altyd bo. Die belydenisskrifte is ondergeskik aan die skrif. Jy kan tog nie sê, dat 'n samevatting is so belangrik, soos die ding waarvan jy die samevatting maak nie. Nee, die belydenisskrifte is die samevatting, van die woord van God. So die woord van God het die oppergesag. En daarom, dit kan gebeur in die belydenisskrifte, dat daar 'n probleem is, dat ons iets sien wat ons weet. Nee, hierdie ding moet ons regstel, en dan kry ons die beginsel van semper reformanda. Met ander woorde, ons maak dit reg. Ons gaan deur 'n proses, dit is nie sommer maar net iets wat een kerk besluit en hulle maak 'n aanpassing in die belydenisskrifte nie. Ons gaan en ons maak dit reg. Byvoorbeeld, 'n baie eenvoudige voorbeeld. Maar dis nou 'n vraag of moet ons dit nou reg maak? Want onthou nou, belydenisskrifte is ook historiese dokumente. So blykbaar is die
is die orde van die Here Jesus se vernedering is 'n bietjie verwarrend, nê. Sy hellevaart word as die diepste punt heel laaste gesit. So dis nie 'n kronologiese volgorde nie. Dis 'n orde om vir ons te sê, hy gaan van kruis tot graf tot hel. En dit verwar mense, so op 'n stadium het hulle alternatiewe woordorde probeer om vir mense te sê, onthou, hy het in die 3 ure van duisternis was hy deur die angste van die hel aan die kruis aangeval, maar ja, dit was sy dieptepunt van lyding. Maar dis nie kronologies nie. 'n ander bekende voorbeeld is as jy gaan kyk in die Nederlandse geloofsbelijdenis, word Hebreërs genoem as een van die briewe van Paulus. Terwyl, of Paulus is die outeur, terwyl ons vandag weet, waarskynlik is 1 Hebreërs is 'n preek, 2 Paulus is waarskynlik nie die ouditeur nie. Goed, maar is dit nodig om al hierdie goed te verander? Ons leer dit in die kateksasie, so jy weet dit. Dis nie nodig om te gaan en die belydenisskrifte aan te pas nie, want dit is 'n dokument wat ons met kerke oor die hele wêreld deel. So byvoorbeeld as jy wil weet, as jy hoor van die Belgic Confession, dis die Nederlandse geloofsbelijdenis, dis die Engels daarvan. Selfs die Methodiste het 'n belydenisskrif wat baie naby is aan die Nederlandse geloofsbelijdenis, en hulle noem dit die Westminster Confession of Faith. So dit is baie naby aan die Nederlandse geloofsbelijdenis. Daar is dus baie meer belydenisskrifte. Maar die meeste kerke aanvaar hierdie 6 wêreldwyd. So ja, hulle kan 'n fout hê en ons kan dit regmaak. Dis nie onmoontlik nie, want dit is nie die onfeilbare skrif nie. Net 'n baie belangrik, jy kan nie dink hoe belangrik is hierdie punt nie. Ons aanvaar dit omdat dit met die woord van God ooreenstem en nie in so verre nie. 'n dominee onderteken 'n dokument agter in die konsistorie en 'n ouderling en 'n diaken wanneer jy bevestig word om te sê, ek aanvaar die belydenisskrifte omdat dit met die woord van God ooreenstem. Met ander woorde, ek is daaraan gebind. Ek gaan dit leer wat in die belydenisskrifte staan, wat die samevatting is van die skrif. Julle kan my meet, julle kan my daaraan kontroleer. Gereformeerde dominees teken dit omdat die belydenisskrifte ooreenstem met die Bybel. Met ander woorde, jy is baie meer gebind. Jy kan nie net sê wat jy wil nie. As ek dit sou onderteken vir in so verre dit ooreenstem met die woord van God, is dit baie wyd. Dan kan ek sê, op hierdie punt dink ek 'n bietjie anderste. Onthou nou, ek het dit net onderteken vir so ver as wat dit ooreenstem met die Bybel. Ek het nie gesê dit stem met die Bybel ooreen nie. Hier is dit my opinie. Ek is dus nie gebind nie. Ek is baie minder kontroleerbaar. Ek kan nie voorstop gekry word oor hierdie ding nie. So nee, ons aanvaar die belydenisskrifte omdat dit ooreenstem met die woord van God. Goed, so daar is dus verskillende soorte van belydenisse. Daar is getuienisbelydenis, en dit is om die Here se naam te bely, elke Sondag die waarheid te bely, soos wat ons dit het in Psalm 9 vers 12 en 15. Daar is sondebelydenis wat ek hoop julle doen. Miskien was my verskoning net nou deel van 'n sondebelydenis. Het ons maar nie almal sonde nie wat ons moet bely nie. Ek wil aan die Here my oortredinge bely, Psalm 32 vers 5. Dan is daar geloofsbelydenis, waar jy jou geloof bely voor die gemeente, 1 Timoteus 6 vers 12, 3-4. Evangelisasie en sending, waar jy die Here se naam verkondig, is ook maar 'n vorm van bely. Elkeen dan wat my sal bely voor mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is, Matteus 10 vers 32. Bely jy die Here voor mense, daar is regtig vir ons almal elke dag geleentheid. Met dit as agtergrond, ons het gewoonlik baie gereeld preek, ons is nou weer besig met preke uit die Heidelbergse Katekismus. Dis gewoonlik die dokument wat ons gebruik, maar
En ek het ook al hier in Heilbron die Nederlandse geloofsbelijdenis gebruik as die teks vir dit wat ek leer. So hou dit ook in gedagte dat ons kan dit afwissel. Die Nederlandse geloofsbelijdenis is opgestel in 1561. Het die kerkhervorming min of meer onder Martin Luther begin. Hy is opgestel in 1561 en die kerkhervorming het begin in 1517. So dis 'n hele paar jaar nadat die hervorming begin het onder Martin Luther. En tot en met die 16de eeu was daar twee groot kerklike tradisies of strominge, die Rooms-Katholieke en die Russisch-Orthodoxe of die Grieks-Orthodoxe. Dis nog steeds vandag 'n baie groot kerk, die Rooms-Katholiek in die weste en die Russisch en Grieks-Orthodoxe geloof in die ooste. Nou, hierdie twee groepe het geskeer in 1054 en die skering was as gevolg van die Latynse woordjie filioque, ook van die seun. Die Rooms-Katholieke het gesê dat die Heilige Gees gaan ook van die seun uit en nie net van die Vader nie. So vir een keer was hulle minstens daar dan ook nou reg gewees. Maar ons weet van die stryd om los te kom van die oorheersing van die Rooms-Katholieke met hulle dwaling, dink byvoorbeeld aan die dwaling oor die mis, en die Rooms-Katholieke het afgedwaal van die woord van God en vandag is dit nog steeds so. So hulle het byvoorbeeld nie toegelaat dat gelowiges hulle eie Bybel het nie. En die oomblik as gelowiges die Bybel self gelees het, soos dit die geval was met Martin Luther, dan het hulle tot bekering gekom, of selfs met Guido de Brès, die skrywer van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Juist omdat die Rooms-Katholieke kerk afgedwaal het van God se woord, daarom het die gelowiges oral oor Europa begin terugkeer na die Bybel en terug na Christus as die enigste koning van die kerk. Daar was ook al wat ons vandag sou sê 'n charismatiese groepering, maar onder hierdie terugkeer was daar groepe wat verder gegaan het as die skrif, wat byvoorbeeld die kleindoop verwerp het en die burgerlike owerheid se gesag ontken het, gemeenskaplike besit van goedere geleer het en die samelewingsorde omver wou werk, die Anabaptiste. So jy kry in die westerse deel waar die Nederlandse geloofsbelijdenis ontstaan, hierdie twee uiterste groepe, die Rooms-Katholieke, die Anabaptiste en die gereformeerdes probeer die pad van die woord van God te volg. Nou, op daardie stadium is Nederland oorheers deur Spanje. Daar was 100 jaar oorlog tussen Nederland en Spanje. En ek weet nie of het iets sê van die Hollanders nie, maar daar is nie baie mense wat vir 100 jaar lang kan oorlog maak nie. Nou die Spaanse koning was natuurlik 'n Rooms-Katholiek, soos wat dit vandag ook is, en die Nederland het algaande weg meer en meer gereformeerd geword, soos byvoorbeeld, ons ken mos nou Willem van Oranje, die huis van Oranje, dit is vandag nog die koningshuis van Nederland, hulle was gereformeerd, en die Spaanse koning, in die tye wat hy Nederland oorheers, het hy natuurlik sy Rooms-Katholieke stempel probeer afdruk. Nou in die tyd van Guido de Brès, was dit Philip die Tweede, die koning van Spanje, wat geregeer het oor Nederland. Nou Guido de Brès het groot geword as 'n Rooms-Katholiek. Sy ma was baie streng Rooms-Katholiek. Sy het hom geleer wat die Rooms-Katholieke is, hy kry uiteindelik 'n Bybel, hy lees, hy kom tot bekering, en hy word 'n predikant, 'n gereformeerde predikant, en hy bedien 'n gemeente, en hy skryf hierdie belydenisskrif, en nou wil hy hierdie belydenisskrif in die hande van die Spaanse koning kry met 'n brief, wat verduidelik, wie is die gereformeerdes, en dat die Rooms-Katholieke behoort eintlik nie die gereformeerdes te vervolg nie, want ons hou aan die woord van God. Hoe gemaak? Hy het na die kasteel van Doornik toegegaan, hy het 'n groot klip aan hierdie dokumente van hom vasgemaak, en hom bo oor die kasteelmuur gegooi, hulle die volgende dag dit gekry, daar was juist belangrike amptenare van koning Philip daar,
en die dokument, weet ons nie, het moontlik in die hande van Philip dan beland en hy kon dit lees en hy kon sien wat glo die gereformeerdes. Hoe dit ook al sê, hieroor en omdat Guido de Brès nie gehuiwer het om te getuig vir die waarheid nie, het die katholieke hom gesoek en eventueel, na baie lang tyd, het hulle hom gevang. En hy het 'n paar keer ontsnap, maar eventueel het hulle hom gewurg en het hulle hom in die openbaar, het hulle hom dan opgehang en het hy as 'n martelaar gesterf. So alhoewel de Brès en ander vir hulle geloof gesterf het, het hul geloof op sigself nie gesterf nie, maar daai geloof het deur die eeue gekom tot by ons vandag. Die Nederlandse geloofsbelijdenis is 60 jaar later op die synode van Dort, daai bekende synode van 1618, 16, 19. Daar waar ons die Dortse leerreëls en die Statenvertaling Bybel vandaan kry, daar op daardie synode is hier die belydenisskrif amptelik erken en aanvaar as belydenis van die kerke. So die dokument het 'n bloedpad geloop deur die geskiedenis tot by ons vandag en daarom is dit vir ons baie kosbaar. Hier is 'n kort indeling. Ek gaan vir julle 'n bietjie 'n ander enetjie ook wys volgende week as ek alles mooi opgestel het. Die Nederlandse geloofsbelijdenis begin altyd by God. Dit handel in artikel 1 en 2 oor God, artikel 3 en 7 oor die Heilige Skrif, artikel 8 tot 11 die drie-enige God, 12 tot 14 die skepping en voorsienigheid, sonde 15 verlossing, 16 tot 26 die kerk, 27 tot 32 die sakramente, 33 tot 35 oor die owerheid 36 en oor die laaste dinge 37. Maar as ek vir julle die diagram wys, sien jy baie mooi hoe logies en pragtig hy opgestel is. Goed, ek dink dat die Nederlandse geloofsbelijdenis is vandag steeds baie relevant, ook vir die wêreld waarin ons lewe. Ek dink nie dis nodig dat ons die dokument ingrypend moet gaan hersien nie. Ek dink hy spreek, omdat die woord van God tydloos is, in die sin van, dit is nie gebind aan tyd nie, het dit nog steeds vir ons 'n boodskap, want dit is 'n samevatting van die woord van God. Ek wil net hierdie gedeelte gou afsluit met Hebreërs 13 vers 15. Laat ons dan gedierig deur God, laat ons dan gedierig deur hom aan God 'n lofoffer bring. Dit is die vrug van die lippe wat sy naam bely. Kom ons kyk, wil ek hier vir julle net wys. Ek het vir julle gestuur 'n baie oulike boekie wat geskryf is nog deur Dominee Booyens en ek is amper seker, ek dink hy het dit geskryf toe hy die predikant van Heilbron was. So ek gebruik hierdie boekie ook in die katkesasie en huidiglik is die belydenisgroep daarmee besig. Hier word nou 'n bietjie vir ons vertel van dat die Here Jesus ons geroep het in Handelinge 1 om sy getuies te wees. Julle sal my getuies wees in Jerusalem en in Judea en in Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Ons mag nie daai opdrag vergeet nie. 'n Kerk wat daai opdrag vergeet is ongehoorsaam aan die Here en is 'n kerk wat nie behoort verder te bestaan nie. So ons is geroep om sy getuies te wees. Dis 'n belydenis soos wat ek gesê het wat met bloed gepaard gegaan het. Guido de Brès se geskiedenis word hier vertel. Hy is gebore in 1523 in Bergen. En dan kan jy hier lees van sy ma wat hom dan ook groot gemaak het as 'n streng opgevoed in die leer en die seremonies van die Rooms-Katholieke Kerk. Op 31 Mei 1567 het hierdie man wat intussen bedienaar van die woord van God geword het ook gesterf as 'n bloedgetuie vir Jesus Christus. Hy is op blaas van die owerheid opgehang en gewurg. Hulle wurg jou, hang jou op, wurg jou, hang jou op en so gaan hulle met jou aan, want hulle wil eintlik hê jy moet jou geloof afsweer. Voor sy dood het hy die geleentheid gehad om aan dierbares en sy gemeente te skryf
en hulle te versterk vir wat wag. Toe hy weggeneem is om tereggestel te word, was sy laaste woorde aan sy medegevangenes: dit is vir my asof my gees vleuels ontvang het om na die hemel te vlieg, aangesien ek tans genooi is na die bruilof van my Here, die Seun van God. Ja, wat 'n manier om dood te gaan met so 'n vaste oortuiging en so 'n sterk geloof. Wil ons nie elkeen ook 'n belydende getuie wees nie. Hier word verwys na die voorbeeld van die Here Jesus self, wat openlik sy Vader bely het voor die Joodse Raad, hoe dat die apostels het ook so verstaan het dat dit die roeping van die kerk is om onverskrokke die waarheid van God se woord te bely. Ons weet hoe dat ons Here uiteindelik vir sy belydenis met sy lewe geboet het, en ook so hoe dat die apostels byvoorbeeld deur die Jode vervolg is en uiteindelik ook maar die Romeine gebruik het om hulle te vervolg. Die ganse Nuwe Testament vertel vir ons daarvan. Ek herhaal, hierdie teksverse is vir my tog wonderlik en belangrik. Matteus 10 vers 32, die woorde van die Here Jesus: elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek bely voor my Vader wat in die hemele is. Markus 8 vers 38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam, in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens hom ook skaam, wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Dan 1 Petrus 3 vers 15, wees altyd bereid om verantwoording te doen aan elkeen wat van julle rekenskap eis omtrent die hoop wat in julle is. In Romeine 10 vers 10, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. 2 Timoteus 2 vers 12, as ons hom verloon, sal hy ons ook verloon. Ek wil nie hê die Here moet sê, hy ken my nie, omdat ek hom nie bely het nie, omdat ek hom nie geken het nie, omdat ek my geskaam het, of omdat ek bang was. Jesus het ons geroep om in hierdie wêreld om baie duidelik te bely. Ja, elke ketter het sy letter, hulle het almal 'n regverdiging, hulle het almal gebruik die Bybel, maar bly hulle binne die konteks van die ganse woord van God. Ons belydenisskrifte doen dit en werk altyd verantwoordelik met God se woord. En daarom sal jy ook vind, daar is aan die onderkant van die Nederlandse geloofsbelydenis, is daar altyd die tekste wat jy kan gaan opkyk. En dis binne konteks. Dis dieselfde met die Heidelbergse Katekismus byvoorbeeld. So die belydenis staan, soos wat dit daar geskryf staan, as het ware, op die fundament van die woord van God. Dit is die samevatting daarvan. Ek dink julle weet hoe om dit te gebruik. As julle nie weet hoe om die Nederlandse geloofsbelydenis prakties te gebruik nie, is dit miskien 'n gesprek vir 'n ander dag. Nou is hier 'n paar vrae wat ek gou net saam met julle wil doen. Is dit metodisties om 'n getuie van Jesus Christus te wees? Kyk, baie mense het die verkeerde idee dat as jy die Here bely, dan loop jy as het ware met die Bybel onder die arm, en dit is tipies van die metodisme, nee. Hulle wil siele vir Jesus wen, maar dit is nie volhoubaar nie, dit word nie altyd so gedoen dat daardie mense gelowige bly nie. Mense kom en gaan, want hulle staan op die straathoeke en preek, maar daar is geen vaste bediening. As jy met iemand beginne werk, om 'n persoon te red, is dit baie harde werk. Dis meer as om net op die straathoek Jesus as redder te verkondig. Jy moet bereid wees om 'n pad met daardie persoon deur die lewe te loop. Is jy bereid om dit te doen? As jy bereid is om dit te doen, dan is dit nie metodisties om te bely nie. Dan moet ons dit doen. Want dit is 'n opdrag van die Here. Want wat doen jy as jy belydenis aflê? Wel, jy bely God voor mense. Almal wat daar is, jou vriende, jou familie, jou medelidmate, almal wat dit kan sien, almal wat dit kan hoor. Dit is baie belangrik om dit te doen. Ons moet dit doen. Ons moet dit nie net een keer in ons lewe doen nie.
Ons doen dit die hele tyd. Hoekom is dit onskriftuurlik om te praat van aangeneem word? Want dit het die genootskaplike idee. Met ander woorde, jy word aangeneem as lid van 'n organisasie, die organisasie is die kerk. Nee, ons is getuies. Ons is geroep om getuies te wees van Jesus Christus. En ek doen dit deur te bely, deur te praat, deur oor hom te praat, deur aan hom die eer te gee. En dan doen ek belydenis van my geloof, is wanneer ek sê wat ek glo. Dis nie ek word lid van 'n bepaalde organisasie nie. Is belydenis van geloof 'n kwessie wat van jou eie begeerte afhang? Nee. Dit is iets wat God vir jou in jou hart gee. Hy, het ek nou net gou sien, ek net gou sien, of dat ek hom net gou weer stop share en net weer share. Hy kan baie keer, dis dankie, dis baie goed julle sê my as goed vashak, en ek sien dit nie altyd hier aan my kant nie. Is belydenis van geloof 'n begeerte wat van jou eie begeerte afhang? Nee, dit is nie, want die Heilige Gees werk geloof in 'n mens se hart deur die verkondiging van die woord. En as die Heilige Gees my lei om die woord en die evangelie aan te neem, dan is dit so. Dan kom ek by 'n punt dat ek sê, nou, ek wil belydenis van my geloof doen, maar ek doen dit spontaan, want dit is die Heilige Gees wat dit in my werk. So, hoe ek hierdie vraag verstaan, is dat in terme van die hele pad, is dit nie my begeerte nie, maar is dit die werk van God in my, dis die genade van God in my. Wat is die enigste werklike hoop van die mens? Wel, geloof in Jesus Christus. Jy kan nie gered word, die skrif is daaroor baie duidelik. Jy kan nie gered word as die Here Jesus Christus nie jou enigste redder en verlosser is nie. Waarom het die belydenisskrifte ontstaan? Dit was weer eens spontaan, omdat gelowiges spontaan altyd hulle geloof bely en daarmee besig is. So, nou moet jy jouself begin afvra, is jy besig om spontaan gelowige te wees? Onder leiding van die Heilige Gees, spontaan bely jy die woord van God, bely jy God. En jy praat oor hom, want jou hart is vol van hom, jy bely hom, want dit kom met jou hart uit. Waarteen is die belydenis 'n wapen? Teen dwaalleer, teen ketterye, teen alles wat in stryd is met die woord van God. Dis 'n wapen teen die sondige wêreld, wat ons probeer op die verkeerde pad te bring. So ja, die belydenis is baie nuttig, baie noodsaaklik, en soos wat jy byvoorbeeld dalk iets aan jou dra om jou lewe meer te beskerm, is die belangrikste wapen wat jy het en wat jy moet gebruik om jou lewe te beskerm, om jou geestelike lewe te beskerm, om jou siel te beskerm, is uit die hart van die saak die woord van God, maar ook die samevatting daarvan, die belydenisskrifte. Wat is Calvin se bekendste boek? Natuurlik die institusie van die Christelike godsdiens, as 'n baie goeie Afrikaanse vertaling van die institusie van die Christelike godsdiens, volledig, al 4 boeke, op die Calvin Jubileum Boekefonds se webtuiste. Dis die Gereformeerde Kerke se webtuiste. Jy kan net intik op jou rekenaar CJBF, dan vat hy jou soontoe, dan kan jy gaan op boeke, as jy ingaan op boeke, dan skrul jy net af, en dan sal jy daar Calvin se institusie van die Christelike godsdienst kry. Jy kan het gerus 'n bietjie gaan lees. 'n majestueuse werk. Wie is die opsteller van die Nederlandse geloofsbelydenis? Onthou julle sy naam? Guido de Brès. Dis reg, Guido de Brès. En dan wie was onder andere sy leermeesters? Hy het verseker iemand soos byvoorbeeld Luther gelees, maar hulle het ook byvoorbeeld wie hulle ook gelees het, was die kerkvaders, mense soos Augustinus byvoorbeeld. Goed, dit was nou voorwaar 'n mondvol, maar ek dink jy het 'n
het 'n redelike goeie agtergrond nou tot die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ek gaan die hele tyd hierdie selfde gedagtes gaan bly opkom, ons gaan daarmee werk, maar ons begin dan nou volgende week met die volgende hoofstuk. Ek het die hele boek vir julle gedeel, so jy kan nou vir jouself gaan en berei nou hoofstuk 2 voor. Artikel 1, ons glo met die hart en ons bely met die mond. Jy het dit gehoor, nee. Gaan bely asseblief, maar gaan lees, hoofstuk 2, gaan vul die vraag vir jouself in. Ek gaan nie vir jou vraag wat jy antwoorde nie. Kyk of jy die antwoorde kry wat ek gegee het. Dis nie so 'n lang hoofstuk nie, hy lyk nou 'n bietjie lang. Maar werk deur hoofstuk 2, voltooi die antwoorde vir hierdie vraag, en dan gaan jy baie beter voorberei wees vir volgende week. Goed, het julle miskien enige vrae of opmerkings? Ek gee vir julle geleentheid. Goed, so dit is heeltemal 'n ander benadering, 'n ander aanpak, ietsie heel anderste, maar ek dink nuttig. Goed, ek sien nie enige vrae of antwoorde nie. Weer eens, julle is baie welkom om met my te korrespondeer op WhatsApp. Hierdie opname sal ook hopelik binnekort op YouTube wees onder ons kerk se naam. So jy kan dit daar ook weer gaan kyk as jy wil. En ja, ek hoor graag ook van julle as ons iets kan verbeter in ons Bybelstudies, dan probeer ons dit. Ek wil vra dat julle saam met my sal afsluit met 'n gebed. Ons barmhartige God en Vader, baie dankie dat ons u woord kan bely in hierdie wêreld. Gee dat ons dit met vastigheid sal doen, dat ons dit duidelik sal doen, dat ons dit met oortuiging vir die wêreld sal sê wat in ons hart leef. En dat ons nie mense sal wees wat u uiteindelik moet sê, ek het julle nooit geken nie, want julle was stoepstil oor my, julle het net gesit en niks gedoen nie, julle het nooit julle mond oopgemaak en nooit vir my opgestaan nie. Mag dit wees dat u sê, getroue getuie, jy het my bely, ek ken jou. Ons bid ons gebed, Here, in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Ja, broers en susters, baie dankie dat u ingeskakel het en 'n mooi en 'n geseënde dag vir julle almal vandag.